Goeienaand, ons is vanaand in die laaste gedeelte van ons Bybelstudie oor Kolossense en ek hoop en ek vertrou dat julle ook 'n wonderlike tyd gehad het terwyl ons deur hierdie boek gewerk het en dat dit ook vir julle iets beteken het in julle lewens. En heel in die begin het ons gesê dat hierdie plek is geskryf of hierdie brief is geskryf vir 'n doel en vir 'n plek. En wanneer ons aan die einde van hierdie boek kom, dan sien ons dat dit weer terugkom na daardie hele gedagte rondom dat dit geskryf is vir 'n baie spesifieke doel, maar dat dit ook geskryf is vir 'n baie spesifieke plek en tyd. En wanneer ons gaan lees in die laaste gedeelte van Kolossense hoofstuk 4, daar vanaf vers 2, die gedeelte wat ons doen is vanaf vers 2 tot en met vers 18. Nou vanaf vers 2 en 3, dan staan daar, dan skryf Paulus en sê hy, volhard in gebed, bid terwyl julle geestelik waaksaam en dankbaar is. Bid terselfdertyd ook vir ons, dat God ons geleentheid sal gee, om die geheim van Christus te praat, om oor die geheim van Christus te praat. Dis hoekom ek in die gevangenis is. So wanneer hy hierdie gedeelte begin skryf, dan sê Paulus vir die gemeente, dat die gemeente moet bid. Nou hierdie hele gedagte rondom gebed in hierdie gedeelte, veral in vers 2, gaan daaroor dat ons moet besef, dat ons 'n lewe van dankbaarheid moet lei. Dat ons 'n lewe van dankbaarheid lei teenoor God, teenoor dit wat hy vir ons gedoen het, teenoor Christus, teenoor die nuwe lewe wat ons het in Jesus Christus. Dit is die doel van die evangelie. Dit is die doel hoekom Paulus hierdie boek geskryf het. En dan in vers 3 en vers 4 dan sê hy, moenie net vir julleself bid nie, moenie net bid vir julle eie lewe nie, maar bid ook vir ons, dat ons 'n geleentheid sal hê, dat ons die evangelie van Jesus Christus, hierdie geheim van Christus, hierdie geheimenis waarvan ons in hoofstuk 1 gelees het, dat ons dit met die mense rondom ons kan deel, want dit is hoekom ons in die gevangenis is. En dan sê hy in vers 4, bid dat wanneer ek daaroor praat, ek dit so duidelik sal uitlê, soos ek dit moet doen. So, daar's hierdie twee gedagtes. Die eerste een is dat dit is geskryf vir 'n doel. Met ander woorde, ons as Christene, hierdie mense van Kolosse, as nuwe Christene moet hulle weet dat hulle 'n nuwe lewe het in Christus, dat hulle 'n nuwe posisie het, dat hulle in 'n nuwe verhouding is met God, en om daardie rede dat hulle gebedslewe weerspieël hierdie lewe van dankbaarheid teenoor dit wat God vir ons gedoen het, dat hulle ook nou seuns en dogters is van God. En gebed is nie maar net 'n ding van om 'n paar minute jou oë toe te maak of op jou knieë te gaan staan nie. Dit is 'n leefwyse, dit is 'n leefwyse waarop ons met God praat en waarop ons bewus is van wie God is en wat hy in ons lewe gedoen het deur Jesus Christus. Daarom, as jy kan terugonthou na Kolossense hoofstuk 3 vers 17, doen alles asof jy dit vir God doen. Deur alles wat jy doen, of jy nou 'n bakker is, of 'n brouwer is, of 'n ma is, of 'n onderwyser is, of wie ook al, dat ons alles sal doen tot eer van God. En dan sê hy ook, dan is dit ook geskryf vir 'n spesifieke plek. Met ander woorde, dan gaan Paulus oor en hy sê, bid ook vir ons. Bid ook vir my en vir Timoteus. En dan sal ons dink, maar ons weet presies wat ons vir hom moet bid. Ons moet bid dat die tronk se deure oopgaan, dat die wag voedselvergiftiging kry, dat alles begin skud, dat alles uitmekaar uitgaan, dat hulle vrygelaat word. Want dit is wat ons sal verwag, is dat Paulus hulle is in hierdie gevangenis, en dit waarvoor ons moet bid, dit waarvoor die gemeente moet bid, is dat hulle vrygelaat moet word. En dan sê Paulus vir hulle, nee, dit is nie waarvoor julle moet bid nie. Julle moet bid dat ek die evangelie so duidelik as moontlik, dat ek hierdie geheimenis van Jesus Christus, dat ek dit wat Christus gedoen het, volledig sal verkondig, soos wat ek veronderstel is om te verkondig, dat ek die boodskap sal bring. Bid nie vir my vrylating nie, bid nie dat God my omstandighede verander nie, want dit is baie keer hoe ek en jy bid. Dit is hoe ek bid, dat God my omstandighede sal verander.
In plaas daarvan dat ons vra dat, soos wat Paulus hulle gesê het, dat ons te midde van ons omstandighede, dat ons die bereidheid sal hê en die boodskap van Christus sal verkondig, sodat die wag, die mense aan die buitekant, die mense wat saam met ons in die tronk is, dat hulle die oppergesag, die genoegsaamheid en die goedheid van Christus duidelik sal verstaan. Dit is waarvoor julle moet bid. Nie vir ons vrylating nie, maar dat ons die evangelie van Christus, wat mense se lewens radikaal verander, dat ons dit op die regte manier sal uitdra na die mense rondom ons. Nie net dat ons omstandighede verander word nie, maar dat ons die krag sal ontvang om hierdie evangelie op die regte manier te kan verkondig. Dat die wag en die mense daar buite en die mense wat die kos maak in die tronk, dat hulle die evangelie van Christus sal hoor. Dat hulle nie die geleentheid sal mis om Christus te leer ken nie. En dan gaan hy verder, dan skryf hy hoe ons as Christene moet optree teenoor die mense met wie ons in aanraking kom. Vers 5 en vers 6 sê, tree met wysheid teenoor die mense wat nog buite die gemeente is op. Met ander woorde, nou sê hy, daar's 'n sekere manier hoe ons optree as Christene om ons lewens te wy aan God en alles wat ons doen, dat ons dit doen tot eer van God, en dat ons met mekaar die evangelie sal deel, maar dan sê hy ook, dat ons met wysheid moet optree teenoor die mense wat buitekant die gemeente is. Maak die beste van elke geleentheid. Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees, van goeie smaak getuig. Een van die vertalings sê, dat dit is so sout, dat dit smaak gee aan dit wat jy sê, en julle moet weet dat hoe julle elkeen behoort te antwoord. Ons het die geneigtheid om baie keer, wanneer mense van ons verskil, dat ons eerder nie met daai mense praat nie. Want hulle dink anders as ons, hulle leef anders as ons, hulle doen dinge anderster as ons. En nou kom sê Paulus, hy sê, wanneer julle met die mense praat wat buitekant wat buite die gemeente staan, wees gereed om vir hulle te sê, hoekom julle glo wat julle glo? Hoekom is Christus die belangrikste, dat ons sal luister na hulle opinie, wat van ons in verskil, en dat ons met hulle kan verskil op 'n menslike manier. En is dit nie wat ons wil hê in vandag se tyd nie, dat daar waar daar soveel divisie is, dat ons op 'n menslike manier, op 'n genadige manier, op 'n liefdevolle manier met ander mense kan verskil. En dat ons vir hulle kan sê waarvan ons oortuig is, dat ons nie noodwendig saamstem met hoe hulle lewens lei nie, maar dat ons dit op 'n manier doen wat Christus verteenwoordig. En dat, soos wat Christus met liefde en genade teenoor ons opgetree het, toe ons nog buite die gemeente was, dat ons op dieselfde manier moet optree teenoor die ander mense. En dan die laaste gedeelte van hierdie brief van Kolossense is dat Paulus het nou baie gepraat oor dat Christus is genoeg. Hy het die oppergesag. Alles wat gemaak is vir hom gemaak, is deur hom gemaak. Ons moet alles wat ons doen tot eer van God doen. Hy het oor al hierdie dinge gepraat, oor hoe ons gebedslewe moet lei, hoe ons teenoor ander mense moet optree. En dan kom hy nou in hierdie laaste paar gedeelte vanaf vers 7. En dit is, jy kan dit vergelyk met die T's en C's van daai selfoonkontrak wat jy nou onlangs uitgeneem het. Daai dingetjie wat sê, klik hierdie blokkie, net voordat jy sê, I am not a robot. En dan skryf hy hierdie gedeelte, en hy skryf, hierdie persoon was daar, en hierdie een was 'n getroue dienaar, en Markus was daar, en Tychicus was daar, en dan lys hy al hierdie name, en dit is gewoonlik hier, waar ons ophou lees, en oorgaan na die volgende boek toe. Dis gewoonlik hier, waar ons sê, maar, ek kan skaars hierdie name uitspreek, ek weet nie
hoe dit werk nie, ek weet nie wie hierdie mense is nie, ek weet nie, jy weet wat hulle doel is nie, ek verstaan nie, hoekom is daar dan nou nog 10 ander verse, ek kon nie maar net die brief geëindig het nie. Maar wanneer ons hierdie goed gaan lees, dan sien ons iets, dan sien ons mense, en ons sien iets wat God doen. En ons lees in vers 7, dan sê hy, Tychicus, naam wat ons nog nooit van gehoor het nie, die medegelowige wat ek baie lief het, sal julle alles vertel van hoe dit met my gaan. Hy is 'n getroue dienaar en hy werk saam met my in diens van die Here, en ek stuur hom na julle toe, juis sodat julle kan hoor hoe dit hier by ons gaan, en sodat hy die kommer in julle gemoed kan wegneem. Paulus praat van hierdie ou, hy praat van hierdie Tychicus, hy sê, hierdie is 'n ou wat my kom besoek het in die tronk, hy weet hoe dit met my gaan, hy gaan na julle toe kom. En dan is dit Paulus wat skryf, en hy skryf hierdie brief, en hy vra vir Tychicus, sal jy hierdie brief gaan aflewer? En miskien kon ons dink, dis nou nie so 'n belangrike werk nie, bel DHL, kry 'n koerier, vra iemand anders om te gaan. Maar Tychicus was lief vir Paulus en hy was lief vir die evangelie. En hy het gesê ja. En hy het gesê ja, hy sal gaan. En wat Tychicus nie besef het nie, is dat hy dra in sy sak die uitgeasemde woord van God, die lewensinspirerende woord van God, die woord, hy dra die Bybel. Hy het nie dit vir iemand anders gegee nie, hy was toegewyd om te doen dit wat hy veronderstel is om te doen, en hy besef nie, dat dit wat hy dra, sal miljoene mense se lewens verander. Het die gemeente van Kolosse se mense verander, het my en jou lewe verander, want dit is hierdie boek van Kolosse wat ons hier lees. Dit lyk onbenullig, dit lyk of dit nie belangrik is nie. En partykeer miskien voel jy dat dit wat jy doen, mense sien dit nie raak nie, maar God sien dit raak. En jy het geen idee hoe die klein dingetjie wat jy doen 'n impak kan hê wat mense se lewens radikaal kan verander nie. En dan gaan hy oor in vers 10, dan sê hy, Aristarchos wat hier saam met my gevange sit, stuur vir julle groete, en ook Markus, die neef van Barnabas. Oor hom het julle reeds opdrag gekry. As hy daar by julle aankom, moet julle hom gasvry ontvang. Wat is nou so belangrik hieraan? Wat ons moet verstaan is dat hierdie Markus waarvan Paulus praat, hy is die neef van Barnabas, maar in Handelinge, dan lees ons dat Barnabas het vir Paulus gesê dat Markus moet saamgaan om die evangelie te gaan verkondig. En dan sê Paulus, nee, is reg, hy doen dit, en dan, so terwyl hulle besig is, dan kry Markus koue voete, en hy quit. Hy loop weg, hy stap weg van die bediening van die evangelie. En dan, as jy die gedeelte gaan lees in Handelinge, dan lees ons daar dat Barnabas vir Paulus naderhand gesê het, maar kom ons gee hom nog 'n kans. En dan sê Paulus, nee, ek werk nie met mense wat quit nie. Ek werk nie met mense wat omgee nie, of wat opgee nie, want Barnabas het gesê, maar Markus het sy hart verander. En daar het iets gebeur in Paulus se lewe, wat hy besef het, dat Markus was spyt oor wat gebeur het. Hy was spyt oor dat hy die verkeerde besluit geneem het. En nou skryf hy in hierdie brief van Kolosse, hy sê, alhoewel ek en Markus nie op 'n stadium nie oor die weg gekom het nie, alhoewel hy ons nie oog tot oog gesien het nie, aanvaar hom soos 'n broer. Wees lief vir hom, gee om vir hom, want hy is lief vir die evangelie van Jesus Christus. En baie keer dan dink ons ook aan ons eie verhouding met God, dat God vir ons moet sê, maar jy het weggeloop, jy het jou rug op my gedraai, jy het gekwit, maar God sê, ek ken jou hart, ek sal nooit opgee op jou nie, jy behoort aan my. God soek jou
nog steeds. Hy is die een wat ons beweeg het van die duisternis na die lig. Hy is die een wat jou nuut gemaak het. Hy is die een wat jou verlede ken en jou verlede kwalifiseer jou nie. En dit diskwalifiseer jou nie van die liefde van God nie. En God gebruik alles om vir Markus terug te bring. En vanaand wil ek vir jou sê, dat Ben, God ken jou. Kobus, God sê, jy is met hom. Teresa, God sê, jy is met hom. Gerda, God sê, jy is met hom. Want God kyk nie na ons foute nie, want dit is wat die prys wat Jesus Christus betaal het. Dat ons in 'n nuwe verhouding met God stel. Maar God sê vanaand vir ons, dat as jy vanaand terugkom, as jy vanaand bely dat Jesus Christus die Here is jy deel van sy koninkryk. Maak nie saak wat jy in die verlede gedoen het nie. Maak nie saak of jy gekwoot het nie, maak nie saak of jy weggestap het nie. Maar dat hy vir jou lief is, en dat Jesus Christus die prys betaal het. Dat Jesus Christus is genoeg, Jesus Christus is die oppergesag, en Jesus Christus is die een wat ons in die regte verhouding met God stel. En ek hoop en ek vertrou dat hierdie reeksie wat ons gedoen het, hierdie 8 dele uit Kolossense uit, dat dit regtig jou oë oopgemaak het vir wie Jesus Christus is. Daar's nie 'n geheime organisasie nie, daar's nie 'n spesifieke boek wat jy moet lees nie. Daar's nie ander kennis wat jy moet inwin nie. Maar dat Jesus Christus is genoeg. Hy het die oppergesag. Hy is goed genoeg. En hy herstel jou verhouding met die Vader. En mag dit vir julle 'n wonderlike aand saam wees en kuier lekker saam en geniet dit ook en be blessed.